Wat 'n wonderlike voorreg om in die teenwoordigheid te wees. Om vandag te kan beleef, te kan besef, dat U 'n dierprys vir elkeen van ons betaal het. Omdat ons vir U saak maak. En Here, ons wil bid dat U ons harte sal oopmaak. Dat ons na U stem sal luister. Dat ons sal besef dat dit wat U vir ons gedoen het, was duur. U het U lewe afgelê, sodat ons kan lewe. En daarvoor wil ons U eer vanmôre. Dankie vir Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons redder. Ons bid Here dat U die diens verder sal seën en ook wanneer ons na U woord toe gaan beweeg, dat dit nie nog 'n diens sal wees nie, nog 'n preek sal wees nie, maar dat dit harte sal verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Is welkom jou se plek te neem. Ek wil graag vanmôre met jou gedagte deel. Laat gaan en vertrou. Laat gaan en vertrou. En ek dink jy sal met my saamstem dat lewe gebeur. En ek wil vandag vir jou 'n ander waarheid gee, dat lewe gaan gebeur of jy daarvoor gaan vra of nie. Dit gaan net gebeur. Dinge gaan net gebeur en jy gaan maar net moet inval. Jy gaan maar net moet hardloop. En selfs dan in die mens se lewe kom jy agter dat lewe gebeur en dan is daar sekere goed wat net nie sin maak nie. Dit maak nie sin dat sekere dinge gebeur nie. Tye waar jy nie verstaan wat aan die gang is nie, dalk tye waar jy nie beheer het nie, en jy voel dat alles gly uit jou hande uit. Wie het al so ervaar gehad? Dat jy voel, dinge gebeur net, en ek het nie beheer daaroor nie, ek kan nie dit vasvat nie, ek kan dit nie verander nie, dit gebeur net. En dit wat gebeur is nie altyd goed nie, dis sleg wat gebeur, maar dit gebeur. Jy voel dit gly uit jou hande uit, en al probeer jy wat, jy kan dit nie reg maak nie. Ons hou daarvan om in beheer te wees. Hou jy daarvan? 'n Mens wil in beheer wees. 'n Mens wil die geleentheid hê om sekere dinge te bestuur, of om in sekere dinge 'n uitkoms te bepaal. Soos wat jy graag dit wil hê, dit moet gebeur. Maar die waarheid is, dit gebeur nie. Die waarheid is, ons is nie in beheer nie. Dinge gebeur, of ons dit wil hê, en of ons dit nie wil hê nie. En ons vind Jesus in die tuin van Getsemane. En kom ons gaan na die woord toe, Matteus 26, vers 38 tot 39. En toe sê hy vir hulle, ek is diep bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n entjie verder gegaan en met sy gesig teen die grond geval en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ek wil weer vir jou sê, luister weer wat sê hierdie. En ek wil graag hê dat jy miskien dalk net jou oë sluit. Kry gou hierdie prentjie. Sluit jou oë. Sien Jesus aankom. En hy gaan na sy disippels toe. En hy sê vir hulle, ek is diep bedroef tot die dood.
bly hier en waak saam met my. Hou jou oë toe. Sien hoe Jesus wegbeweeg en 'n entjie verder gaan. Sien hoe hy met sy gesig teen die grond val en bid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Kan jy oë oopmaak? Ek is diep bedroef tot die dood toe. Ek het gekyk na die ander vertalings. Hy sê toe vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Ons praat hier van die Seun van God. Ons praat hier van Jesus. En in daardie oomblik ervaar hy emosie van pyn, hy ervaar die druk, hy besef, die oomblik het gekom, die tyd is hier, die tyd is nou. En Jesus bid, hy sê, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker verby my gaan. En daar sien jy en verklap dit wie Jesus ook is, ook as mens wat aarde toe gekom het, as mens met ook blaatante eerlikheid, menslikheid, om te sê, Here, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie verby my gaan. En dan asof daar krag inkom en hy sê, maar nogtans, nie my wil nie, maar U wil. En ek het gesê dat die waarheid in die lewe is dat ek en jy het nie altyd beheer nie. Maar soos ons gisterand ook gesien en beleef het in die stiltediens, het Jesus die keuse gemaak om hierdie pad vir ons te stap. Dat die oorwinning vir ons het nie met die Vrydag plaasgevind nie, maar eintlik al die donderdag aand, toe die keuse gemaak is, dat hy sy lewe vir ons gaan gee. 'n Keuse wat hy gemaak het om hierdie pad te stap, wat moeilik is, wat sy dood gaan beteken. En in plaas van om beheer te neem, gee hy sy lewe oor in die hand van sy Vader. Jesus kies om oor te gee. En dit lei hom na die kruis. Maar luister wat sê Jesaja. Hy sê, oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou kan ons mekaar sê dat dit was nie verniet gewees nie, dit was nie toevallig gewees nie, dit was vir jou en dit was vir my. Dis hoekom hy daardie prys betaal het, is sy liefde vir ons, sy liefde nie net vir ons nie, maar sy liefde vir 'n wêreld, in 'n wêreld wat anders lyk, 'n wêreld wat nie net jou groepie mense is nie, 'n wêreld verteenwoordig almal. En Paulus sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het. Toe ons nog? Julle lees, dis cheatings. Okay. Toe ons nog sondaars was. Hy het nie gewag en gesê, ek sal as julle eers nie. En hy sê dit ook nie vandag vir jou en my nie. Hy gee onvoorwaardelik. Hy het oorgegee aan hierdie taak wat hom opgelê is. Nie toe jy reg was nie, nie toe jy goed genoeg was nie, toe jy nog gebroken was, maar amper sê, toe jy nog stikkend was,
toe jy nog ver weg was, toe jy met allerlei goed dalk betrokke en besig was, het hy al vir jou ja gesê. En dis 'n groot oomblik. 'n groot oomblik toe Jesus aan die kruis is. En hy roep uit die volgende. In Johannes 19 lees ons, hy sê, toe Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En daarna het hy sy kop laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Die Griekse woordjie tetelestai. Die prys is ten volle betaal. 'n handelsterm, die prys is betaal, die werk is klaar, die pad is oop. En toe Jesus sê, dis volbring, tetelestai, die prys is betaal, het hy sy laaste asem uitgeblaas. En het hy dit gedoen waarvoor hy na die aarde toe gestuur is. Maar dit eindig nie daar nie. Ek gaan ons 'n bietjie in Wyn se slaaikrap van Sondag. 3 dae later gebeur daar nog 'n wonder. Ons lees dit in Matteus 28. Die engel het vir die vroue gesê, moenie bang wees nie. Dis by die graf. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Met ander woorde, die graf is leeg. Jesus leef. Wat beteken dit vandag vir jou en vir my? Wat is die boodskap wat vandag daar vir jou en vir my is? Ek wil ook sê, jy hoef nie alles te beheer nie. Jy hoef ook nie alles te verstaan nie. Ek en jy moet vertrou. Want tussen die as en die nogtans is Jesus aan die woord en hy bid, as dit moontlik is, en nogtans nie wy wil nie, maar u wil tussen daardie as en nogtans gebeur daar baie tussenin. En dit is geloof, dis ware geloof, dis ware vertroue wat inkom. Die vraag vandag vir my en vir jou is, wat probeer jy beheer? Wat probeer jy so vashou en beheer? Of wat moet jy oorgee? Wat moet jy oorgee aan die Here en sê, Here, laat u wil in my lewe geskied? Is dit dalk jou lewe? Is dit dalk jou gesondheid? Is dit dalk jou toekoms? Is dit dalk jou familie? Dit kan verskillend wees in elkeen se lewe. Maar jy kan nie doen wat jy kan doen. En dan op die einde van die dag kan jy niks anders doen as om net oor te gee en te sê, Here, laat u wil in my lewe geskied nie. Want u weet soveel meer. U weet soveel beter. U sien die hele prentjie. Ek is vasgevang in die hier, in die nou wat gebeur, maar u sien die prentjie raak. U sien die groter prent raak. En dan ons gelowiges sê ek, Here, ek vertrou u so, dat ek weet, al is hierdie 'n bitter pil om te sluk, al is dit vir my seer en sleg, en ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie, en ek weet nie wat ek gaan maak nie, en ek weet nie hoe ek, weet ek, dat die woord sê, dat alles ten goeie meewerk, vir die wat hom liefhet. Met ander woorde, Here, ek is in goeie hande. Ek is in betroubare hande. In Spreuke 3 gee vir ons nog 'n waarheid wat sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Met ander woorde, as jy 'n bietjie teruggaan na die lewe van Salomo toe, dink ek kan opgesom word in
So ek reg kan onthou in 2 Konings 3 waar hy sê, Here, gee my die gehoorsaamheid. Gee my die gehoorsaamheid om hierdie volk te lei. Die Hebreë sê dit mooi, gee my hart ore. Die 83 vertaling sê, gee vir u knegge opmerk, ekskuus tog nie, die 33 vertaling sê, gee vir u knegge opmerksame hart. Die 83 vertaal om deur te sê, Here, gee my die gehoorsaamheid. Gee my die gehoorsaamheid. En dit kom in by ken hom in alles wat jy doen. En hy sal jou die regte pad laat loop. Ek wil afsluit deur te sê, moenie alles probeer uitwerk nie, want jy gaan nie kan nie. Vertrou hom. Vertrou hom vir wie hy is. Jy hoef nie altyd in beheer te wees nie, maar jy het altyd die keuse om te beheer of om oor te gee. En dan moet ons onthou, God kan meer doen met jou oorgawe as wat jy ooit met jou beheer kan doen. Want jy is in goeie hande. Jy nie miskien daar waar jy sit net vir 'n oomblik, net jou oë sluit nie. En nou as jy jou oë toemaak, dan weet jy wat jou uitdagings in die lewe is. Wat dit ook al miskien vanmôre is, wil jy nie vir hom sê, Here, ek gee oor nie. Laat u wil in my lewe geskied. Wil jy nie in jou hart en jou gedagtes saam met my bid? En dit herhaal in jou gedagtes terwyl ek voorgaan deur te sê, Here, ek gee oor. Ek los die beheer. Ek vertrou u met my lewe. Nie my wil nie, maar u wil.